Daar's 'n reeks op Netflix genaamd Suits, waaroor ek en my vrou gek is. Ons kyk dit baie graag, gewoonlik laat aand as die kinders reeds in die bed is. Dan werk ons deur 'n episode of 2. Dit handel oor hierdie topprokureursfirma in Manhattan, New York, en die intriges rondom regsaake en hofgedinge wat elke dag afspeel. Dis gevul met 'n klomp prokureurs, mans wat uitgevat is in die beste pakke klere, gesuit en getaai van daardie naam Suits. Partymal is dit vroue prokureurs in die mooiste snyerspakkies aangetrek, gereed om die opponerende regspan of opponerende party kop aan te vat. En dan word dit 'n wilde regstryd, waarin daar maar een wenner is, en aan die ander kant gewoonlik 'n verloorder, wat diep sy hande in sy stakke moet steek en moet opdok, gewoonlik baie geld. Nou daar's 'n strategie in hierdie reeks wat baie interessant is. Dis iets wat jy mee bekend sal wees. Hulle noem dit bluffing. Bluffing. Ek is seker jy ken die term om te bluff. Jy weet wanneer jy iets voorhou, terwyl iets anders eintlik die ware stand van sake is, dan bluff jy iemand. Ek wonder of jy dit al in jou lewe gedoen het, om iemand te bluff. Miskien as 'n tienerseun het jy jou ouers gebluff in een of ander opsig. Miskien as 'n volwassene, jou vrou of jou man of iemand by die werk, jy het hulle gebluff. Interessante taktiek. Nou ek weet nie of jy al ooit in 'n regsgeding betrokke was nie. Miskien nog nooit nie. Miskien is jy op hierdie einste oomblik besig om 'n regsstryd te voer wat net nie wil einde kry nie. Nou vriende, die Bybel is vol van tekste, veral in die Nuwe Testament, oor hofsaake en regsgedinge en hoe 'n ou behoort op te tree in so 'n situasie. En Petrus, vir een of ander rede, bring hy hierdie beeld na vore wanneer hy met ons praat, om vir ons te verduidelik iets wat baie belangrik is vir my en jou geloofslewe. Petrus, een van Jesus se disippels, het nie net kennis gehad oor regsgedinge nie, maar hy het eerstehandse ervaring gehad uit sy eie lewe van hierdie onderwerp wat hy hier aanspreek in die Bybel. In Matteus 16 kry Jesus vir Petrus voorstok, as hy vir hom sê, uit my pad uit, Satan, want jy dink net aan wat mense wil hê en nie aan wat God wil hê nie. Dis duidelik dat die vyand van God, die duiwel, daar 'n hand in Petrus se optrede gehad het. Ek wonder of jy die omstandighede onthou, die aand voor Jesus se gevangenskap in die tuin van Getsemane, toe Petrus saam met Jesus se disippels moes waak en bid.
en Jesus 3 maal terugkom en hulle aan die slaap kry. Ook daar het Petrus gevou. 'n Paar minute later, daar in die tuin, kom die soldate saam met Judas Iskariot om vir Jesus gevange te neem en weer eens vou Petrus onder die invloed van die vyand. Hy gryp na die swaard in sy skede, pluk dit uit en kap 'n ou se oor af. Jesus bring genesing en sê, Petrus, stop dit. En dan later daar dieselfde aand, wanneer Jesus reeds gevange geneem is, ontken Petrus 3 keer dat hy vir Jesus ken. 3 keer vou hy onder die invloed van die vyand van God, die duiwel. Vriende, ons is by die 5de tema in ons rotsreeks, wat handel oor die pastorale briewe van 1 en 2 Petrus. En vandag se tema is pas op, sê Petrus. En ek wil jou uitnooi om saam met my te blaai na 1 Petrus 5 vers 8 tot 11 toe, dat ons daar kan sien wat die Here deur Petrus vir my en jou wil leer oor die geestelike stryd waarin ons ook gewikkel is as gelowiges. Kom ons lees dit. Weerstaan die duiwel, God sal die krag gee. Wees nugter, wees wakker. Julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom te. En moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen. Op 'n dag het die hemelwesens voor die Here kom staan, en die Satan was ook onder hulle. Toe vra die Here vir hom, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord hom, die Here vra toe vir die Satan, en my dienaar Job, het jy hom raak gesien? Sy gelyke kry jy nie op aarde nie. En dan antwoord die Satan die Here. En wat ons dan sien is hoe hy vir Job beswadder, sy naam sleg maak en hom aankla by God. Nou vriende, terug na 1 Petrus toe, sien ons hoe hy skryf dat julle vyand die duiwel rondloop soos 'n brullende leeu, en wees nugter, wees wakker. Hy is op soek na iemand om te verslind. Die woord wat Petrus hier gebruik is 'n antieke Griekse woord wat verwys na 'n aanklaer in 'n regstryd. En dan sê hy diabolos, die duiwel. Nou, die duiwel hier word gekoppel met die tema slanderer in Engels, of 'n lasteraar in Afrikaans. En ek seker jy ken daardie term goed. Iemand wat laster is iemand wat 'n slegte ding sê oor jou. Jy weet, dis iemand wat jou naam en jou eer regtig deur die modder probeer sleep, deur goed aan 'n derde party of in die publiek selfs te openbaar. Skrywer Johan Smit skryf dat 'n leeu, 'n brullende leeu, is iets om mee rekening te hou. Dis nie daardie vriendelike, cute sirkusleeu wat 'n ou partykeer in die sirkus of op televisie self sien nie. Dis 'n dier wat sy area, sy vanggebied geproklameer het en gereed is om sy prooi vas te trek wanneer dit die grense oorsteek. Dis 'n baie besonderse beeld wat Petrus vir ons hier gee. En ek dink, ek en jy moet hoor, dat in hierdie teks kom Petrus ons nie net waarsku nie, hy kom ons die opdrag gee om nugter te wees en wakker te wees, want daar is 'n vyand, en dis nie 'n ligtelike vyand nie. Dis 'n vyand waarmee ek en jy elke dag van ons bestaan op aarde moet rekening hou. Hierdie vyand is daarop uit om gelowiges, kinders van die Here, navolgers van Jesus, vas te vat en plat te trek. Die vraag is,
Hoe doen hy dit? Kan hy dit doen? Kan hy ons verslind? En hoe doen hy dit? En laastens moet ons vir mekaar sê, wat behoort my en jou reaksie te wees as gelowiges op sulke strategie, sulke optrede van hom? Ek wil jou graag vat na Openbaring 12 toe, waar ek 'n paar verse saam met jou wil lees. In Openbaring 12 kry ons die verhaal van die vrou en die draak. Die vrou is natuurlik die kerk en die draak verwys na die Satan. Die vrou word swanger en bring 'n kind in die wêreld, en daardie kind, daardie seun, is niemand anders nie as Jesus Christus wat op aarde gebore is. Die Messias wat lank verwag is in die Ou Testament tyd en wat in die Nuwe Testament tyd dan gebore word. Ons lees in vers 7, daar het toe oorlog gekom in die hemel. Michael en sy engele moes oorlog voer teen die draak. Die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle is verslaan. In die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie, want die groot draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan genoem word, en wat die hele wêreld verlei, is uit die hemel uitgegooi. Hy is op die aarde gegooi, en sy engel saam met hom, sy engele saam met hom. En dan bietjie verder aan in vers 10, die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uitgegooi, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. En dan sê vers 12, daarom, hemel en die wat daarin bly, verheug julle, maar vir julle land en see, wag daar ellende, omdat die duiwel na julle toegekom het met groot woede, en met die wete, dat hy min tyd het. Vriende, wat interessant is oor hierdie gedeelte, en dis 'n baie belangrike teks, 'n geweldige belangrike teks, wat ons moet saamlees met 1 Petrus 5, waar hy ons waarsku en ons beveel om nugter en wakker te wees, want daar's 'n vyand wat losloop. Hierdie teks sê vir ons dat in die geestelike riekalm was daar oorlog gewees. Jy onthou die teks van Job, wat ons net nou gelees het, waar Job in die hemel gekom het, en vir Job aangekla het voor die Here, kom ons sê in die hemelse hofsaal. Na hierdie gebeure in Openbaring 12, wat ons hier lees, hoor ons dat die draak en sy engele oorlog gevoer het, vers 8, maar hulle is verslaan, en dan belangrik, in die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie. 'n bietjie verder aan, die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uitgegooi, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Die eerste ding wat ek en jy moet hoor uit hierdie gedeelte in Openbaring 12, is dat daar was oorlog, en God het die stryd gewen. En omdat hy die stryd gewen het, het hy hierdie vyand, hierdie brullende leeu, het hy uit die hemel uitgegooi saam met sy volgelinge, sy trawante. En het hulle nie meer reg om in die hemel te kom, en gelowiges, my en jou, oor wat ook al in ons lewens, direk by God te kan aankla nie. Wat 'n wonderlike, heerlike boodskap is dit nie, hier in Openbaring 12 nie. Wat ons ook hier moet sien, is dat die hemel was verheug, want hulle is uitgegooi. Maar vir julle land en see wag daar ellende, want die duiwel het na julle toe gekom. Jy weet, en dis hoekom ons moet verstaan dat die Satan is die god van hierdie wêreld. Ons lees dit ook in Johannes 16, Johannes 14 en 16. Hy is aan die kom, maar Jesus sê hy het geen mag oor my nie. Hy is uitgegooi op die aarde, hy het groot woede, en met die wete dat hy min tyd het. Hoekom is hy kwaad? Dit is baie eenvoudig, omdat ek en jy deel in die oorwinning wat God deur Jesus Christus aan die kruis van Golgotha bewerk het. En dan lees ons verder, dat hier geskrywe staan, hy het min tyd. Die bekende bendebekeerling David Wilkerson, wat 'n fenominale prediker geword het vir die res van sy lewe in New York. As jy meer oor hom wil gaan lees, Google gerus The Cross and the Switchblade.
Hy was van oortuiging dat daar 3 dinge is wat ter sprake kom met hierdie tekste in 1 Petrus 5 en Openbaring 12. Die eerste is dat die woede wat ons van lees hier in Openbaring 12 en wat ons aflei uit Petrus se beeld van 'n brullende leeu, is wanneer ek en jy as gelowiges 'n diep roering in ons hart het vir God. Met ander woorde 'n honger, selfs 'n hernieude honger na God om my lewe op die regte pad te kry, op die regte koers te kry. Dit maak die vyand woedend. Want hy haat God, hy haat dit dat God die eer kry. Onthou die Ou Testament tekste in Jesaja wat sê dat hy so graag die eer vir homself wou hê. Hoogmoed het Lucifer, die aanvanklike engel van die hemele mag, die Satan, vandag tot 'n val gebring. So wanneer ek en jy uitreik na God in ons lewens, met 'n diep oortuiging in ons hart, maak dit hom woedend. Die tweede ding is die mintyd waarvan Openbaring 12 ons vertel. En die mintyd dink ek is belangrik. Ons kan dit sien enerzijds miskien aan dat die horlosie draai aan, die tyd in die geskiedenis van die wêreld vorder en met elke dag en week en maand en jaar wat verbygaan, weet die Satan sy einde is nader. Maar David Wilkerson gee nog 'n perspektief wat vir my absoluut betekenisvol is. In 2 gevalle wat hy pertinent noem van die duiwel wat mintyd het. 1, wanneer 'n gelowige soos ek en jy 'n nuwe roeping ontvang tot 'n bepaalde bediening om iets vir God te gaan doen, dan besef hy vandat ons die roeping van God kry, totdat ons in ons hart dit aanvaar en ja antwoord op daai roeping. Dis die mintyd. Hy het net daai beperkte vensterperiode om in te kom en ons te probeer anders oortuig om nie daardie roeping aan te beantwoord nie. Nie ja te sê en op te staan vir Jesus om te gaan doen wat hy van ons vra nie. Dis die eerste een. Die tweede ene is dat diegene wat in Satan se mag is, of dan nie in Christus is nie, en gekonfronteer word met die evangelie, en reageer op die evangelie om na God toe te kom, daardie kort vensterperiode, dat die vyand, die brullende leeu, die Satan, die drake, die duiwel, Lucifer as jy wil, het dan mintyd. Hy besef, hy's besig om dit wat hy in sy hand het, te verloor. En hy moet vasgryp, hy moet alles in sy vermoë doen, met die helse magte nader trek om dit te verhinder. Dit is 2 baie betekenisvolle beelde. Die vraag is, wat doen hy? Hoe tree hy op? Onthou die vraag wat ons probeer beantwoord is, kan die duiwel ons verslind? Kan hy ons lewens reüneer? En hoe behoort ons te reageer daarop? Nou wanneer ons terugkeer na 1 Petrus 5 toe, hierdie pogings van die brullende leeu, die vyand, om gelowiges te probeer verslind, te verskeer, doen hy natuurlik deur hulle te probeer trek in verkeerde rigtings. Jy sal onthou, ons het verlede week stilgestaan by 1 Petrus 2 vers 1 tot 5, waar daar staan, hou dan op met elke vorm van kwaad. Dink bietjie aan verskeie forme van kwaad. Egskeiding, diefstal, selfdood, moord. En dan voeg hy sommer 'n paar by, Petrus, hy sê bedrog, huichelarry, jaloesie, kwaadpratery. Ag, en daar's soveel wat ons nog hierby kan byvoeg. Op hierdie maniere probeer die vyand van God, die duiwel, die brullende leeu, my en jou, wegtrek van God af en probeer hy ons verskeer en verslind. Die oorwinning is egter reeds behaal. Ja, hy kan ons lewens kom deur mekaar krap, met verrykende, pynlike gevolge vir onsself en baie mense rondom ons. Maar ons is in Christus. Die tweede vraag wat baie belangrik is, wat ons moet beantwoord aan die hand van 1 Petrus 5, liewe vriende, is, kan ons reageer op sy optrede en hoe?
Wat staan ons te doen? En dis baie duidelik dat Petrus 'n antwoord gee, maar kom ons blaai net eers een boek terug na sy mededisipel toe, Jakobus, wat in Jakobus 4 vers 7 skryf: onderwerp julle dan aan God, staan die duiwel te, en hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Petrus verwoord dit so, hy sê, bly standvastig in die geloof en staan hom te. Hoe doen ons dit? Daar's 'n paar baie betekenisvolle tekste in die Nuwe Testament wat ek en jy regtig moet neerskryf en gereed moet hou, sommer vir die res van ons lewens. Die eerste is in Kolossense 2 vers 14 en 15 wat sê, hy het die skuldbewys, dis Christus, het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Vriende, wat 'n heerlike teks is dit nie hierdie nie. Hierdie teks herinner ons dat Christus die oorwinnaar was aan die kruis en ons deel in sy oorwinning. Ook Romeine 8 wat sê ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat vir ons krag gee. 2 Korintiërs 10 is 'n ander vers 4 en 5 wat sê die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ons is ook gereed om met elke ongehoorsaamheid af te reken. En dan natuurlik die baie bekende Efesiërs 6. Ek gaan dit nie lees nie, jy kan dit gerus gaan lees, die Christen se wapenrusting. Ons hoor hier by Paulus van verskeie dele van die wapenrusting, die uitrusting van God, waarmee ons op ons pos kan bly, gereed vir elke aanval van die Satan, die duiwel, die brullende leeu. Ek dink ook aan Paulus se woorde aan sy seun in die geloof. Jy weet, Timoteus, 1 Timoteus 6 vers 11, skryf hy vir hom, maar jy man van God moet van hierdie dinge af wegvlug. Streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding en minsaamheid. In die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspann. Wat 'n pragtige teks wat Paulus vir ons ook neergepen het. Die laaste een is ook baie bekend in Hebreërs 12 vers 1 tot 3, waar ons die beeld kry van die wedloop van die lewe. Luister mooi, terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi. Ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus. Vriende, kom ons raak prakties. En kom ons herinner mekaar, ons lewe in een van die moeilikste fases van die lewe, ons lewens. En waarskynlik van die geskiedenis van ons land en die wêreld. En daarom is dit belangrik dat ons op God sal fokus, standvastig sal bly en sal wegvlug van die duiwel, hom sal teestaan. Dit is belangrik dat ons nie die duiwel agter elke bos sal uitskop nie. Ek dink dis ook wat Petrus bedoel het toe hy gesê het, wees nugter en wakker, want party mense skop die duiwel, hierdie brullende leeu, agter elke liewe klip en bos uit. Jy weet, my hoofpyn vandag is sy skuld. My papwiel, omdat ek in 'n spyker gery het, is sy skuld. Die hoë huurgeld wat ek vir my blyplek moet betaal, is dalk sy skuld. Ons behoort nie die duiwel agter elke bos uit te skop nie. Fokus eerder op Christus, op God en op die woord. Dis wat belangrik is. So, as jy wel in 'n situasie in jou lewe is, of in hierdie tyd selfs waarin ons leef, en oortuig is dat 'n krisis, 'n probleem, 'n noodsituasie is die werk van die vyand, die brullende leeu, doen dan wat die woord van die Here sê.
onderwerp jouself aan God, nader tot God, staan die duiwel teë en hy sal van jou af wegvlug. En ek kan jou die versekering gee, dat hierdie vyand van God, hierdie brullende leeu, nie kan bly staan wanneer ek en jy dit doen nie. Hy kan dit nie duld om in die teenwoordigheid van God te wees, waar God kragtig aan die werk kom. Hy kan dit nie duld om te staan en luister waar die naam van Jesus Christus, die oorwinnaar, die gekruisigde en opgestane Here, geproklameer word nie. Of dit nou met jou lippe is, in gewone woorde, of deur lofprysing en aanbidding, of omdat jy die woord oopmaak, jou Bybel, daar in jou binnekamer, of miskien terwyl jy na 'n diens soos hierdie luister en lees en luister en besig is met God, hy kan dit nie duld nie. En daarom sal hy wegvlug. So onderwerp jou aan God, staan die duiwel teë en hy sal vlug. Wat belangrik is dat as ek en jy dalk moedeloos voel, want dit kan gebeur, ons is net mense, dat ons sal onthou, nie sal vergeet nie, dat dwars deur die wêreld, skryf Petrus, moet ons medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. Is baie gelowiges mense wêreldwyd wat op hierdie stadium deur hierdie krisis gaan. Is nie net ons nie, maar in die normale gang van die lewe ook, is daar baie medegelowiges wat stoei in die stryd teen die vyand. Die belofte wat hiermee saamgaan, is God wat alle genade gee en wat julle geroep het in Christus Jesus. Hy sal julle laat deel in sy heerlikheid en hoor mooi, hy sal julle, nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig, moedig, sterk en standvastig maak in julle geloof. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Hierdie brullende leeu, my liewe broer en suster, is nie die grootste van ons probleme nie. Want groter as hy is die een wie se naam ons bely. Jesus Christus die Here, die gekruisigde van Golgotha, die opgestane Here, die een wat vir ewig triomfeer. Die vyand, die duiwel, het geen plek in sy hemelse ruimte en in sy hofsaal nie. Ja, hy is op aarde, maar Christus leef in ons, en hy wat in ons is magtiger as hy wat in die wêreld aan die werk is. So moenie sy leuns glo nie. Ja, hy wil jou aankla, hy wil jou laat glo, hy kla jou aan by God, maar hy bluf net soos in daai regsreeks op Netflix, bluffing. Vat die woord van die Here, God se waarheid, hou daaraan vas, hou dit naby jou hart, en roep die naam van die Here aan. Leef vir hom, en die vyand het geen mag oor jou nie, want God is in beheer. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons wil vir U dankie sê vir hierdie kosbare boodskap in 1 Petrus 5, waar Petrus ons kom oproep, kom waarsku, maar ook 'n bevel kom gee om te sê, staan die duiwel teë, hy sal van julle af wegvlug. Dankie dat U vir ons kom wys, dat U vir ons kom sê, dat ons standvastig moet bly in geloof. Ek dink aan daardie ou Latynse beginsel, sola fide, geloof alleen. Dit is wat ons nodig het, om die wil van God te doen, en om vas te staan. Geloof. Geloof wat pas by ons bekering. Geloof wat die vyand van God, die Satan, die duiwel, die draak, Lucifer, nie kan duld nie. Here, hou vir ons vas, vandag en elke dag, in elke situasie, in ons gesinne, in ons huwelike, in ons werksplekke, in ons gemeenskap, selfs in ons gemeente, hou ons vas. Hou ons gemeente vas, en herinner ons dat ons saam meer kan doen, of dit 2 of 3 of 10 of 'n hele gemeente en gemeenskap is, dat ons saam in Christus berge kan versit, en dat ons nooit sal vrees vir die vyand van God nie,
omdat ons weet hy is oorwin. Ja, hy is woedend. Hy loop rond soos 'n brullende leeu en kyk wie hy kan verslind, maar hy weet ook sy tyd is min. Sy tyd is ook min in sekere tye van ons lewens. Dat ons sal weet, dat ons net kan vashou aan God, ons aan hom kan onderwerp. In sy hande is ons veilig. Ons eer U dat ons dit kan hoor vandag en dat ons dit kan bely en dat ons U kan vra om ons daaraan te herinner deur die woord en deur die Gees en by ons te wees elke dag. Amen. Vriende, dit was so wonderlik om saam met julle te kuier. Ons gaan afsluit met 'n wonderlike lied. Liedboek 175, Majesteit, wat iets sê van dit wat 1 Petrus 5 ook sê. Daar's 'n oorwinnaar. En daarom hoef ons nie bekommerd te wees oor die aanklaer en die vyand van God wat losloop in die wêreld, woedend losloop nie. Want God is die majesteit, die koning wat op die troon sit. Kom ons sing dit saam. Vriende, ontvang die seën van die Here en gaan leef onderworpe aan God en staan die duiwel te, gaan leef in sy krag en genade. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragtige teenwoordigheid van sy Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly. Amen.